Ons is op pad na Blouberg toe, waar ek die grootste broeikolonie kraansaasvoëls in die wêreld al jare dophou. Euphorbia buitekry langs. Dis mooi wêreld. Limpopo provinsie is die kroonjuweel van Suid-Afrika se toerismebestemmings, soos die provinsiale regering se senior bestuurder van toerisme self sê. As ons kyk na wat sê die Wêreldekonomiese Forum, wat gewone kriteria het van wanneer is jy 'n goeie kompeterende toerismebestemming, dan het Limpopo 2 wêrelderfenisterreine. Ons het 3 nasionale parke. Ons het geweldige klomp beskermde gebiede, privaat natuurreservate, ons het 3 erkende biosfeerreservate onder UNESCO. Ons het Ramsar gebiede. Dan sê dit vir ons het die Sekhukhune endemiese gebied. Ons het selfs die Wolkberg en Soutpansberg, wat baie besonderse biodiversiteitsgebiede is. So, toerisme in Limpopo is baie sterk gebaseer op ekotourisme, daai sektor, en dit kan jy nie verwyder van die unieke biodiversiteit en kulturele diversiteit wat ons het nie. By die reservaat sluit Prof Erik, die 3de aardwolf in ons span, by ons aan. En net betyds, want die bestuurder van Blouberg, Johan van Wyk, is haastig om 'n klompie aasvoëls te laat los. Die plaaslike mense word vergoed om gevalle aasvoëls hierheen te bring om te verhoed dat hulle in die moetiepotte van die Sangomas land. Wat is sy bewaringsstatus vandag? Hy is bedreig. Hy is bedreig. Ja. En hierdie broeikolonie hier by julle by Blouberg is spesifiek 'n belangrike een. Ja, hy is so 400 broeipare. So hy's redelik sterk in gang. Is ons veilig alleen hier binne? Daar was hy dan kwaad word. Okay, ek gaan nie toe gaan nie, maar so right. Hy is nie afskuif nie. Ons staan hier op 'n pragtige uitkykpunt. Ons moes nou 'n hele berg uitry om tot hier te kom. Hoekom los julle hier op? Doen se maar onder by die hokke gelos. Ag, gegee is 'n bietjie van 'n voorsprong met hoogte en dan natuurlik die wind ook, dat hulle losloop in die wind in, dat hulle vinnig hoogte kry en net om so 'n bietjie makliker van die grond af te kom. En as dit nou jong voëls is, hulle sal nog steeds hulle huis kry. Ja, hulle is al nie te lank in gevangenskap gewees nie. En baie keer dan kom jy so van die ouer voëls, gewoonlik as ons hulle los, as die ouer voëls nie lank dan is hulle in die omgewing. Johan los ons om met sy take voort te gaan. En ons besluit om ons tente staan te maak onder 'n groot witse ring. En terwyl Prof 'n paar strikke stel om goggas te kyk, begin ek wonder hoekom ons nog geen toeriste in hierdie paradys gesien het nie. Dis toktokie dop hier sien. So hier is toktokkies. Kan ek daar sien? Hier is toktokkies. Ons gaan hulle nou soek. Ons sal hulle nou vang. Interessant, maar my kop bly by die toerisme of gebrek aan toeriste ronddraai. Skelm gaan loer ons na die groepskamp. Hierdie is die Mashato kamp wat hier binne is. Eintlik soort van 'n groepfasiliteit wat tot 16 mense moet kan akkommodeer. Wat gebou is, soos mense kan sien, teen 'n onkoste. Die fasiliteit is hier, maar werk dit? Ek meen, hier agter my sien julle die kombuis en jy in die dak kyk en jy nou sien baie van die gras is al uitgetrek. Dis net tipies van bobbejane en so. Maar ons kan nie die skuld vir alles op die bobbejane pak nie. Of nie op daai bobbejane nie. Kom ek gaan wys vir julle hoe lyk hy kombuis binnekant. Reg, is net binne die kombuis. Kyk, ons kyk sommer gou na die krane hier by die wasbak. Mens kan sien hier is nog water. Maar die kraan is weg, die handvatsels is weg. Hy drup, hy lek. Ek meen dis net dis nie meer funksioneel nie. Hoe lekker dagklek het ons hier aan die gang. So ek dink die plek is bruikbaar, dis gebou. Al wat dit nodig het is klein bietjie werk. Dis 'n yskas wat glad nie werk nie, gasoond, gasstoof, maar hier's nie gas nie. Daar's water, maar daar's nie krane nie. Daar is elektrisiteit, maar dis net klein bietjie maintenance werk. Hierdie is nou een van die slaapkwartiere waar die toeriste moet kom slaap. Soos julle kan sien, is hier nie enkele bed hier binne nie, is nie meer handvatsels in die deure nie. Trouwens, alles wat julle hier binne sien is 'n klomp goed wat gestoor word. En al wat hulle stoor hier binne kan julle sien, dis duidelik dat hulle geen planne het om gou weer die plek beskikbaar te maak vir toeriste nie. En die deurmekaar manier waarop alles net sommer net eenvoudig hierso gepak word. Laat 'n mens wonder hoe lyk hulle bateregisters en wat 'n soort chaos heers eintlik in die bestuur van die hele opset. Wow, kom kyk hier. Ek het nou gedink ek gaan 'n draai geloop kry hier binne, maar ek dink nie dit gaan gebeur nie. Hier is nie meer 'n toilet nie. Hier is een, maar ek dink ek is oortuig hy gaan nie werk nie.
En dis natuurlik van die reën wat inkom omdat die hele dak stukkend is. En die bobbejane wat kan inkom en dan wil jaar. Hulle het partytjie hier binne, ek kan net sien hoe sit hulle spore oral rond. Nie 'n mooi prentjie nie, maar wat van die tentkamp waar ek voorheen al so lekker gebly het? Vandag staan dit leeg. Hierdie tente staan permanent hier, soos hierdie is die deur is 'n stukkend, so dan kan jy nie toerist bly nie, so jy verloor geld. Waar jy eintlik kon geld gemaak het om te help met die onderhoud en so aan. Maar ten spyte daarvan het hulle net sommer so staan op hulle eie. Kyk aan wat 'n goeie kondisie is hulle eintlik. Maar is dit net Blouberg of lyk al die provinsiale reservate so sleg? Laat Prof en Altie maar oor die toktokkies wonder. Kyk hierdie toktokkies altyd. Ja. Hulle is nou groot en lomp en glad, né? Nou as hulle paar, dan gly die mannetjie van die wyfie af, né, want hy het nou nie lekker vat aan haar nie. Dan die mannetjie so 'n spesiale fluweelkolletjie. Dis om nie van die, ja, dis om nie af te gly van die wyfie af nie. So jy kan die mannetjies en die wyfies onderskei. Dis die enigste verskil, die mannetjies het so fluweel. Ja, is mooi, hè? Ja, as dit daai selfde fluweel wat so tussen die gewriggies sit. Ja, sulke fyn haartjies. Maar van bo af lyk hulle presies dieselfde. En van onder af het die mannetjie daai fluweelkoel. Nou's daar geen keer. Ons aardwolwe jag nou 2 been aasvoëls. Langjan is 'n baie gewilde provinsiale jagreservaat, nie ver van Blouberg af nie, en dis ons volgende stop. Ons is gelukkig, Saterdag, en een van die bewaarders is al ontspanne genoeg dat hy ons graag wys hoe sleg dinge hier lyk. Hy verseker my dat sy gebrek aan 'n uniform nie is omdat dit naweek is nie, maar omdat daar al jare lank nie meer geld vir uniforms is nie. En dis nog niks. Hier's niks oor nie. Nou, ons breek om, ons maak die draad by die bok. Ons kry Hoe jy gebruik hierdie draad ja, om die heining reg. Ja, ons breek om. Hoe het julle nie ander draad om te sit aan die kant nie? Ons het nie die droppel. Ons het nie die droppers paal. Ons het nie die paal. Die paal het hom net So julle het nou die droppers nodig om die heining in stand te hou. ja. Okay. Jy sien ons maak hom uit. Oral is tekens van verval. Die slag- en koelkamers staan leeg. Wat sal jy maak hierso nou? Wat moet hulle vir jou maak? Dis 'n verrassing want ek weet die jagkamp is so ruk terug teen groot koste opgegradeer om meer jagters te lok. Die paal. Saam die dak. Tente bly hierso. Ja. Ons het die koel Ook hierso, gemaak. soos daar. En hierso is 1, 2, 3. David sê al die bouwerk is gedoen, maar die tente kort toe 'n bietjie aandag en is toe weggevat en het nooit weer teruggekom nie. Die nuwe lapa en badkamers is verniet gebou. Ons het hom geuital. Ons het hom gepraat, ons kan die ander tent kry. Hy sê die geld is nie. So het die kontrak gekry, die government. Hy maak daar die mooi. Hy bou Jy net sien, mooi, die die mooi. dak, die Dan die dak het hom so gelos, die dak hy sal val. Oh, dat is Mokopa hierso. Hier sê jy moet sê mamba. Pas op. Ek sal julle wys. Kom kyk daar, hy bly daar, bly die donor. Ek sien hom. Sien. O, tog. Ek het nou net hier rondgeloop. En wel wat aan my lekker vas sê. Hierdie trekker is nie stikkend nie. En dis eintlik een van die belangrikste goed wat jy nodig het op so 'n natuurreservaat. Hy kort 'n nuwe band. Hier is die ou band. Kyk hoe groei die gras al hier binne. Dis nou 2 jaar wat hierdie trekker op hierdie reservaat stil staan. Net oor 'n band. Hierso by Lanjan, dat is nie water. Miskien die government sê, het nie geld. Alright, die government, die budget is nie. Voor die engine. Oh. Maar nou die mensen van die government, hy loop met die kar. Die groot kar. Die groot kar voor die subsidie. Ja. Maar die bok, Die bokke kry nie kos. ek kry nie kos, ek kry nie water. En so oor 'n paar rand vir tente en die prys van 'n trekkerband is 'n winsgewende reservaat omskep in 'n finansiële verlies. David mis die goeie ou dae. Hy was die Lanjan. Hy was baie beter. En Lanjan, elke jaar, hy vat number 1. Elke jaar. Was die beste een in die Die provinsie. beste een.
beste eer. En nou? Nou is 0. I think so. Het niet meer gezegd. Maar ik zie mijn oog. En ik is lang aan om te hier zo gewerkt. Ik zie Lanjan is fraud. Met die vertroue wat my GPS my gee, vat ons pad na Dorendraai Dam, gewilde hengelreservaat van die provinsie. Gesluit. Dis nou kort na 5 en ons wil graag vanaand kamp by Doringdraai. Ons 'n hekbordjie op wat sê die tye is 6:00 in die oggend tot 6:00 in die middag. Dis kort net na 5, maar hier's net absoluut niemand hier nie. Hier gebeur niks. Dit kos ons 'n uur se omry en later hoor ek die hek is al 2 jaar lank toe, kort nadat hulle hom oorgebou het teen groot onkoste. Die mense het baie geld om te mors vir iemand wat nie Langjan se water of trekker kan uitsorteer nie. Vanuit ons hierdie Altman Emo suspensie in het, hou daar vir ons 'n lekker spoed van 100 tot 120 km/h en ons skit nie eers nie. Nie eers die hobbels in die klippe kan ons keer nie, dit ry soos 'n trein.